Goeiemôre en baie welkom by Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te druk. En vanoggend gesels ek weer met my naamgenoot Dawie Rood, die bekende ekonoom. En ja, die wêreld is maar taamlik de mekaar tans met tariewe en markte wat daal, asook die rand wat veral teen die pond gister 'n nuwe laagtepunt bereik het. Goeiemôre Dawie. Goeiemôre ook aan jou Dan, lekker om jou te gesels. Wat beoog Trump nou eintlik met sy tariewe, sê jy sê? Jong, ek dink nie daar's 'n kort en eenvoudige antwoord daarop nie. Ek dink dis 'n konteks wat belangrik is hierson. En dan is hier 'n klomp ideologiese goeters wat belangrik is hierson. En dan's daar werklike probleme wat hy het, geldige probleme en redes hoekom hy tariewe wil instel. So dis 'n klomp redes hierson. Ehm Kom ons probeer dit in eenvoudige terme te stel. Amerika, miskien moet ek net eers hierdie punt maak. Amerika is die grootste ekonomie in die wêreld. Amerika het ook die wêreld se belangrikste geldeenheid. En dit beteken onvermydelik dat Amerika is die koper in laaste instansie. Nou wat ek daarmee bedoel, Amerika koop meer by die wêreld as wat die wêreld by Amerika koop. En dit is heeltemal waar wat Donald Trump sê, is dat almal wil aan Amerika verkoop, maar hulle wil nie Amerika moet in hulle lande verkoop nie, want hulle wil hulle eie nywerhede beskerm, maar hulle verwag dat Amerika met al die produksie wat ons het in Suid-Afrika of in China waar ons ook al produseer, ja, Amerika moet ons toelaat om in hulle lande te verkoop. En dit is heeltemal waar. Maar natuurlik die Amerikaners word vergoed daardeur of daarvoor. En hulle word vergoed daarvoor in terme van hulle geldeenheid wat die wêreld se belangrikste reservegeldeenheid is. Onthou nou, as ons goederes aan Amerika verkoop, betaal die Amerikaners ons in Amerikaanse dollar. En ons gebruik hierdie Amerikaanse dollars as deel van ons reserve. En ons gebruik dit nou weer om byvoorbeeld Amerikaanse staatseffekte te koop byvoorbeeld. En al die lande in die wêreld doen dit. Om die waarheid te sê, ons gebruik selfs as Suid-Afrikaanse of Amerikaanse dollars om Europa te betaal as ons handel dryf met Europeërs. En die Amerikaners kry eintlik 'n indirekte belastingvoordeel op die feit dat die wêreld die Amerikaanse dollar as sy belangrikste reservegeldeenheid ag. So die punt wat ek wil maak, dit is wel so dat die wêreld meer uitvoer na Amerika toe as wat Amerika na die res van die wêreld toe uitvoer, maar die Amerikaners word daarvoor gekompenseer in die vorm dat hulle geldeenheid die belangrikste reservegeldeenheid in die wêreld is. Nou hoop ek dit maak sin op 'n manier. Nou Donald Trump wil nou soos hulle sê, hy wil sy koek hê en hy wil dit eet. Hy sê nou vir ons nee. Hy wil nou 'n meer gelyke speelveld hê. Hy wil hê dat die in- en uitvoere na Amerika toe moet so rofweg dieselfde wees, die in- en uitvoere, en hy wil ook hê dat die Amerikaanse dollar moet verswak ten einde dit nou moontlik te maak. Maar wat hy nie sê nie, hy gaan 'n prys betaal daarvoor en die prys wat hy daarvoor gaan betaal indien hy dit reg kry, is dat die Amerikaanse dollar minder van 'n belangrike rol gaan speel as 'n reservegeldeenheid in die wêreld. So dis een punt wat ek wil maak. Dan nog 'n punt wat ek wil maak, het te doen met Amerikaners die voor die hand liggende rede hoekom Amerika, en dis wat Donald Trump sê, hoekom hy heffings wil instel of die sogenaamde tariewe wil instel, is omdat hy sy plaaslike produsente wil beskerm. Die afgelope klompie dekades het ons 'n ongekende ekonomiese opbloei gesien, veral uit lande uit soos byvoorbeeld China. En China het baie fabrieke wat aan die verlede in Amerika was, het net eenvoudig geskuif na China toe, en Donald Trump hou nie daarvan nie. Hy sê, ek wil my plaaslike nywerhede beskerm, ek wil daai fabrieke terug hê in Amerika, en nou gaan ek heffings instel, maak dit moeilik vir die Chinese om na Amerika toe uitvoer. As jy met Amerika wil besigheid doen, kom bou jou fabriek in Amerika self. So dis nog 'n rede hoekom hy dit gedoen het. Dan nog 'n rede hoekom hy dit doen, is dat hy sê hy wil meer geld hê. Hy wil meer geld hê want hierdie tariewe is niks anders dan nie as 'n belasting, en hy wil hierdie belasting gebruik om ander meer skadelike belastings te verminder. En van die skadelike belastings is goeder soos byvoorbeeld persoonlike inkomstebelasting en maatskappybelasting. Hy wil dit minder maak en hy wil dan nou belastings hef op ander plekke. En die ander plek waarop hy belastings gaan hef is op invoere, en dit kom eintlik maar neer op 'n belasting op die verbruiker in Amerika. Die Amerikaanse verbruiker gaan dit hoofsaaklik betaal, hierdie belasting. En so daar's van die redes hoekom Donald Trump dit doen. Nou natuurlik in die proses ontwrig hy die wêreld se produksieketTINGS dramaties. Nie net dit nie, hy ontwrig alle bestaande handelsooreenkomste tussen lande, gooi hy net eenvoudig by die venster uit. Hy's besig om politieke
verbintenisse en verhoudings te ontwrig wêreldwyd. En dit het dan weer allerlei ander implikasies, onder andere op selfs goeder soos byvoorbeeld oorlog, waar hy nou sê hy gaan sy mag gebruik en sy tariewe slaan stok gaan hy gebruik om allerlei ander goederes te bereik. Insluitend in Suid-Afrika. Maar die realiteit is, as mens na hierdie twee argumente vir en teen hierdie tariewe kyk, dan het beide kante het 'n stukkie waarheid in en 'n stukkie onwaarheid in. Mense wat vir en daarteen gekant is, beide kante is daar 'n stukkie waarheid en onwaarheid in. Maar sonder enige twyfel is Donald Trump besig om die wêreld om te dop, op sy kop te dop, en hy het 'n geweldige impak op die wêreld se finansiële markte in die proses gehad ook. Ons kan maar net kyk wat die laaste paar dae gebeur het met die wisselkoers van die rand en met die aandelebeurs en kapitaalmarkte en dit alles. Dit is alles as gevolg van Donald Trump, wat die magtigste man op aarde is. Ons moet dit nou maar eenvoudig aanvaar. Of jy dink hy's 'n boelie, en of jy dink hy het 'n snaakse haarstyl, die realiteit is, hy is die magtigste man op aarde en hy is besig om die wêreld se verhoudings op verskeie vlakke heeltemal te herskryf. Wel ek sien nou vanoggend blykbaar het die Japaneese aandelebeurs wat dramaties ook afgeneem het die afgelope paar dae, het dit so klein bietjie weer herstel, maar dit is seker miskien nou maar net 'n soort van 'n wat sê hulle daaldekking. Jy weet wat dit nou. Ja, miskien moet ek net verduidelik wat dit is, hoe dit werk. Wat baie keer gebeur, dit is nou 'n marge Engels aan bekend as margin calls, wat nou hierdie verkoop tot gevolg gehad het die afgelope tyd. Wat dit op neerkom, is sê nou maar ek het 'n aandeleportefeulje en ek hou en ek vat my geld en ek koop aandele daarmee en as ek nou baie gelukkig mee. Dan vat ek my aandeleportefeulje, dan sedeer ek dit aan 'n bank. En die bank vat dit as sekuriteit, dan leen ek nog geld by die bank en dan vat ek hierdie geld en koop ek nog aandele. So, ek het 'n aandeleportefeulje wat ek gebruik as sekuriteit en om nog geld te leen om nog aandele te koop. Wat nou gebeur is nou begin die beurs te daal. Nou sê dan bel die bank my, dan sê die bank vir my, luister, hierdie aandele van jou is nou nie meer so baie werd nie. Daardie lening wat ek aan jou gegee het, moet jy nou 'n bietjie begin terugbetaal. Dis nou 'n sogenaamde margin call. En dan forceer die bank my om vir my bestaande aandele te verkoop sodat ek die bank kan terugbetaal, die lening aan die bank kan terugbetaal, so ek verkoop in 'n dalende mark. En as 'n klomp mense dit doen, dan kry jy nou hierdie sogenaamde margin calls en dan kry jy hierdie addisionele verkoopopdragte in die finansiële markte. En dit is hoekom finansiële markte partykeer so verskriklik woes kan wisselvallig wees as gevolg van dit onder andere. So die margin calls is waarskynlik nou agter die rug en die markte het besef dat daar was miskien so 'n bietjie van 'n oorreaksie en kom ons begin weer terug te klim en ons begin weer 'n bietjie van die aandele te koop. So daar's baie tegniese redes agter hierdie groot swaaye in die finansiële markte ook en ek het nou maar net een daarvan verduidelik. Ja, ek sê altyd mense verkoop nie omdat hulle wil nie, maar omdat hulle moet. Baie Jy keer. weet, en dit is nou ook 'n illustrasie daarvan. Ek sien ook hulle het mos sulke gehefboomde fondse ook wat dit nou jy belê in 'n fonds wat met teen 'n hefboom eintlik so belê en van daai Dit kom fondse het basies met daarop iets soos neer. Ja. 36% gedaal of iets. Ja, nou wat nou met daai goeders gebeur, daar's natuurlik verskeie finansiële instrumente wat mense kan gebruik daarvoor. Jy kry sogenaamde roep en verkoop opsies of in Engels dan beteken call and sell options of Goed. puts of call and puts. Dit beteken net dit gee jou die reg om in die toekoms iets te koop of te kan verkoop. En dit stel jou in staat dan natuurlik om 'n baie groot blootstelling te kry as om net eenvoudig iets te koop. So byvoorbeeld, as ek die reg koop ek koop by jou die reg om jou kar te koop oor 'n jaar vir sê nou maar R100. So ek mag jou kar koop oor 'n jaar vir 'n prys van R100 en daarvoor betaal ek jou om daardie reg te hê om die kar by jou te koop oor 'n jaar vir R100, betaal ek jou 'n premie van sê net maar R10. En jy kan hierdie R10 kan jy nou verhandel in die mark. Nou indien karpryse intussen styg met R10, dan het ek wat die opsie het, dan is ek klaar in die geld wat hulle noem, want my kar kan ek nou by jou kar kan ek nou gaan koop vir R100 nog steeds, maar jou kar is nou R110 werd. So my opsie se waarde het gestyg. En as die karre oor 'n jaar, as jou karpryse nou verhandel teen sê net R120, het ek vir daai addisionele R20 het ek net R10 betaal. So ek het eintlik my geld verdubbel wat ek aan jou betaal het.
So op daardie manier kry ek dan nou die sogenaamde hefboom effek. En mense kan presies dieselfde doen op finansiële markte, op aandele of wat die geval ook mag wees, en dit dra natuurlik by tot hierdie geweldige wisselvalligheid wat mens sien op die finansiële markte. Maar ja, tipies maak sogenaamde verskansingsfondse of hedge funds maak gebruik van hierdie effek om of hierdie spesifieke instrumente om baie meer blootstelling te kry as net eenvoudig deur R100 op die mark te gaan belê. Ja, mense kry natuurlik sulke opsies op die valutamark ook. En jare lank, toe ek nog in die bankwese was, is dit wat ek gedoen het om opsies op valuta te verhandel onder andere. Maar hoekom is die rand dan so? Hoekom voel hy dit so sterk? Jy weet, want ek sien nou maar die dollar en die euro het nie verskriklik beweeg nie. Die dollar het verswak die afgelope paar weke, maar hy het nou eintlik so klein bietjie weer teruggekom. Jy weet, hy's nou weer onder 1 dollar 10 teen die euro, maar die rand het dit was lyk my baie gevoelig vir hierdie bewegings in die internasionale markte. Is dit 'n politieke ding of het dit te maak Daar's met 'n klomp, hierdie daar's 'n klomp, daar's Trump 'n klomp, uh, ja. aksies? Daar's 'n hele klompie redes daarvoor, so die rand het verswak teen 'n verswakkende Amerikaanse dollar. So mense kan dit sien op die ander goederes wat hulle op die ander crosses wat hulle noem. En as ons byvoorbeeld baie verswak doen na die pond wat jy net na uitgewys het. Onthou, daardie prys en jy sê onthou in die tyd van bankwese, die prys wat jy moet betaal om termyndekking op 'n geldeenheid te kry, is basies die verskil in rentekoerse. So byvoorbeeld, as ek dollars wil koop oor 'n jaar, maar ek wil hulle nog nie hê nie, ek wil hulle eers oor 'n jaar hê. En ek neem nou so lank al wil ek nou al die reg koop om daardie dollars te mag koop oor 'n jaar. Wat is daardie prys om myself te verskans wat ek gaan betaal? En die prys wat ek gaan betaal is die verskil in rentekoerse tussen ons en Amerika. Nou wat gebeur het in Suid-Afrika is dat ons rentekoerse, veral kapitaalmark rentekoerse het baie skerp gestyg in die laaste klompie dae, wat eintlik daai verskil tussen ons rentekoerse en die Amerikaanse rentekoerse dramaties oopgemaak het. So die prys om jouself te verskans teen 'n verswakkende rand het baie gestyg. En dis 'n bydraende rede hoekom die rand so skerp verswak het. So daar's 'n tegniese rede, maar natuurlik dit het maar te doen soos jy noem met vertroue in die geldeenheid en vertroue in Suid-Afrika het die afgelope tyd skerp verswak en gedaal as gevolg van onder andere ons probleempies wat ons het met Donald Trump. Ja, hulle verwys, ek dink in Afrikaans noem mense dit valuta termynkontrak. In Korrek, Engels ja. noem hulle die sogenaamde forwards. Forwards, Waar jy ja. nou so Jy kry ja. natuurlik forwards op verskeie plekke. Jy kry daai tipiese forwards op aandelebeurse ook, maar jy kry valuta forex forwards ook, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar ek dink op aandele is al meer futures nie waar nie. Of kan Ja, jy ook 'n futures, ag, soort dit is van. maar almal Maar jy kan dieselfde seker ding. jy weet oor die toonbank by 'n bank kan jy seker ook so iets koop. Jy So kan ja, om ja. jouself te verskans. Dit is maar alles termynkontrakte, al hierdie goeders forwards en Hmm. forwards en futures. Dit is maar net 'n kontrak wat oor 'n periode van tyd eers volvoer gaan word. En hierdie kontrak kan verskillende forme aanneem, maar intussen mag jy daardie kontrak verhandel, byvoorbeeld. En ja, daar's 'n verskeidenheid van hierdie goed. Mens kry ook byvoorbeeld 'n wat hulle noem 'n sogenaamde box waar jy 'n koop en 'n verkoop kontrak binne in een sit, binne in een kontrak sit of dit sal 'n put en 'n call sit jy binne in een boksie saam en hy as die prys van die onderliggende instrument bietjie hierdie kant of bietjie daai kant gebeur niks nie. Dis net wanneer hy ekstreem beweeg na die een kant toe of na die ander kant toe, laat wanneer jy hierdie boks kan gebruik om jouself te verskans. So dit is 'n gedeeltelike versekering wat jy koop teen baie groot wisselvalligheid op die finansiële markte. Nou ek hoop dit maak sin wat ek sopas verduidelik het. Ja, nee, ek dink dit maak sin. Maar natuurlik, ek dink 'n klomp van hierdie invoerders het seker gewoonlik as die rand so verskriklik verswak, dan raak hulle paniekerig en dan kom almal op een dag Korrek. gelyk in en probeer net enige dollar wat hulle in die hande kan kry te koop teen watter prys ook al. Korrek. Maar nou voorsien jy dat dit ook 'n effek op die uitwerking op die reële ekonomie gaan hê in die vorm van 'n Ja, hoër petrolprys en
hoër pryse vir ingevoerde goedere. Ja, gelukkig weet wat nou gebeur het is dat die oliepryse het ook skerp gedaal. So ek het 'n vermoeding ons gaan waarskynlik 'n petrolprysverlaging sien. Hang natuurlik af wat nou geword van beide olie en die wisselkoers van die rand. Maar ja, jy is heeltemal reg, 'n verswakkende rand het gewoonlik 'n inflasionêre impak op pryse in Suid-Afrika. En dit beteken natuurlik rentekoerse bly relatief hoog of gaan minder daal as wat ons aanvanklik gedink het. Maar natuurlik die daling in die aandelebeurs gaan ook 'n negatiewe rykdomseffek daar hê. 'n Negatiewe rykdomseffek beteken ek voel nou armer en as ek armer voel, dan gaan ek nie daai kar koop wat ek wou gekoop het nie. En dit beteken as minder vraag in die ekonomie. En as daar minder vraag in die ekonomie is, dan het dit weer 'n dempende effek op inflasie. So dit hang maar af watter een van hierdie magte en kragte en goederes is die sterkste wat dan uiteindelik gaan bepaal of ons nou 'n inflasionêre of 'n deflasionêre omgewing of 'n stygende of dalende rentekoerse gaan sien. Maar sonder enige twyfel is ek seker dat dit 'n baie negatiewe impak op reële ekonomiese groei gaan hê. Of ons in 'n resessie gaan ingaan, ons kan daaroor debatteer, maar ek is redelik seker dat ons op pad is na maar swakker ekonomiese groei as wat ons gedink het net 'n week terug. As En die gevolg waarheid te van sê, die daling in die ja, rand en die nee, alles wat aan aandelebeurs. die gebeur het. Ja. Nee, alles wat aan die gebeur is dit en ook die tariewe in goederes. Maar die waarheid te sê baie ontleeders reken dat die wêreld op pad is na 'n resessie toe. Dis ook moontlik. Maar dink jy Trump se tariewe gaan ons landbou spesifiek raak? Want kyk, daar is taamlik landbou Ja, uitvoere wat oor die afgelope paar jaar gestyg het. ja, dit lyk my so. Ons nou nog nie amptelik daaroor besluit nie, maar ek het so 'n idee dat ons hierdie AGOA voordeel gaan verloor. En dan en AGOA is baie voordelig vir sekere landbouprodukte en AGOA is ook baie voordelig vir ons motorindustrie. So ek is redelik seker ons gaan dit verloor. En dan is daar 'n goeie kans dat daar is al reeds aangekondig van addisionele gewone tariewe teen Suid-Afrika. So as jy AGOA verloor plus nog hierdie addisionele tariewe, dan gaan dit baie seer maak. En hoe gaan dit dan ook ons handelsbalans raak? Dit ons Suid-Afrika het 'n positiewe handelsbalans met Amerika. Dit beteken ons voer meer na hulle toe uit as wat hulle na ons toe uitvoer. Suid-Afrika, laat ek net 'n bietjie dink met die res van die wêreld, met die res van die wêreld het ons ook 'n positiewe handelsbalans. Dit is soms positief, soms negatief. Het ons ook 'n positiewe handelsbalans. Maar dis nie alwaaruit handel in aanhalingstekens bestaan nie. Daar's nog 'n ding wat bekend staan as die dienste rekening en die dienste rekening is die onsigbare invoere en uitvoere. En dit bestaan uit goed soos byvoorbeeld toerisme in en uit en dividendbetalings in en uit en rentebetalings in en uit en so aan. En as jy daai hele lot goeders bymekaar tel, dan het Suid-Afrika waarskynlik 'n redelike gebalanseerde handel met Amerika, terwyl Suid-Afrika met die res van die wêreld so 'n bietjie iets wat van 'n tekort het. Ons het 'n tekort op, en dis dan bekend as die lopende rekening. So ons het 'n tekort op ons lopende rekening in omgewing van so 1% van BBP. Wat dan beteken dat daar moet kapitaal invloei in Suid-Afrika wees, want as jy 'n tekort het op die lopende rekening, dan verloor jy voortdurend kapitaal, en dis hoekom ons so afhanklik is van buitelandse kapitaal invloei na Suid-Afrika toe. En Donald Trump kyk nie na die dienste rekening nie. Hy kyk net na die fisiese invoere en uitvoere en dit reken hy dan nou is al wat saak maak. Wat natuurlik heeltemal verkeerd is. Hy moet kyk na as hy dit na wil kyk, moet hy na die volledige lopende rekening verskil kyk en daarso is dit nie naasby so groot tekort as wat hy voorgee. Ja, en Amerika het natuurlik hierdie geweldige groot maatskappye wat reg oor die wêreld, hierdie globale maatskappye wat reg oor die wêreld Korrek. sake doen en ook belê natuurlik en ja, en hulle kry dividende van reg oor die wêreld en hulle kry ook wat is die mooi naam vir 'n royalty, dit is Dis 'n tantieme huurtol. of 'n Huurtol huurtol. of huurtol of Huurtol van tantieme, die ja. res van die wêreld en Korrek. Dis nou deel van die dienste rekening tipies. So dit moet eintlik ook aan aggeneem word. En hy neem nie dit aan ag nie. Nee. ja, korrek. Nou, maar en as ons dan kyk na ons het natuurlik 'n groot hoeveelheid skuld. En watter persentasie van die skuld is buitelandse skuld wat nou ook in dollars Nee. terugbetaalbaar is?
Nee, dis 'n klein gedeelte van Suid-Afrika se totale uitstaande skuld. Dis nou rowwe syfers wat ek nou vir jou gaan gee. Maar meer as 5 biljoen rand se skuld van Suid-Afrika, of dan 'n 5 triljoen, om die Engelse woord te gebruik, so 5 en 5,5 triljoen of 5 net so meer as 5 biljoen rand Suid-Afrikaanse skuld bestaan uit twee, wel uit baie verskillende instrumente, maar basies twee. Die een is binnelandse skuld wat in rand gedenomineer is en daarvan is so ongeveer 4 of net oor die 4 biljoen rand se is dan in hoofsaaklik in rand gedenomineer en dan is daar so wat amper 'n biljoen rand daarvan wat 'n bietjie minder as 'n biljoen rand wat in vreemde valuta gedenomineer is, tipies in Amerikaanse dollar. En Suid-Afrikaanse Reserwebank het meer as genoeg reserves om daai dollar gedenomineerde of vreemde valuta gedenomineerde skuld te kan terugbetaal. So nee, ons het nie 'n dollar skuldprobleem in Suid-Afrika nie, maar ons het wel 'n rand skuldprobleem en 'n baie groot rand skuldprobleem. Hou in gedagte dat buitelanders koop ook ons rand gedenomineerde skuld. Hulle leen nie net vir ons in dollars nie, hulle leen ook vir ons in rande deur ons Suid-Afrikaanse rand gedenomineerde skuld te koop. Maar het die buitelanders nie in 'n hoë mate ook eintlik hulle hulle Suid-Afrikaanse staatseffekte begin verkoop nie. Nou daar's mos nou 'n kleiner persentasie buitelandse beleggers wat ons staatsskuld hou, sover ek kan onthou. Nie waar nie. Sê net Kyk, weer die het die term uitmekaar. buitelanders nie oor die afgelope paar jaar ontslaag geraak van hulle randstaatseffekte nie, van die Hulle het baie. dis is Hulle dit het nou baie. eintlik plaaslike finansiële instellings wat vir ons regering geld leen. Jy weet die Ja, versekeringsmaatskappye en die banke en wie ook al. ja, wat nou gebeur het en dit is hoekom ek net verwys het na die rentekoerse wat besig is om toe te neem in Suid-Afrika, die verskil in rentekoerse tussen Suid-Afrika en Amerika. En ek verwys daarna spesifiek na kapitaalmarkopbrengskoerse. Nou wat die afgelope tyd gebeur het, die buitelanders finansier so wat 10% van die rand gedenomineerde skuld word deur buitelanders, 'n bietjie meer as 10% word deur buitelanders gehou. En van die buitelanders het nou begin om van daardie buitelandse Suid-Afrikaanse rand gedenomineerde staatseffekte te verkoop. En dit lei tot 'n stygings in langtermyn rentekoerse. So jy is heeltemal korrek. Buitelanders is besig om ons rand gedenomineerde skuld te verkoop. Maar natuurlik hulle koop partykeer en dan verkoop hulle weer, maar die afgelope tyd het hulle besig om baie daarvan te verkoop en hulle is ook die afgelope tyd besig om baie van ons aandele op die beurs ook te verkoop. Ja, en ons eie ouens belê natuurlik ook heelwat in die buiteland nou, deesdae in aandele en veral. Maar soveel ja. Dit is baie mense vat hulle geld en hulle sê twee dinge as kliënte by my in die kantoor instap, sê hulle vir my een van twee goeders. Wel, hulle sê vir my twee goeders. Hulle sê ek wil my geld die land uitvat en ek wil nie belasting betaal. Dis die twee goed wat hulle sê. Ja. dis- Ja, ek kan my dit voorstel. Ja. Ehm ja, maar en nou en toe net 'n laaste punt voordat ons tot sien sê. Ehm ek dink verlede jaar om die begroting te laat klop, het die Reserwebank moes sy wat sal mense dit noem, sy ongerealiseerde winste, valuta winste op die reserves het hy ja, het soort van vir die tesourier gegee om 'n gedeelte van die begrotingstekort te Ja. dek, maar hulle kon dit eenmalig doen en hulle kan dit nie weer doen nie. Hulle kan weer miskien kyk jy Suid-Afrikaanse Reserwebank hou reserves, daar's so 63 miljard dollars reserves by die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Dit bestaan hoofsaaklik uit goud en bietjie buitelandse valuta, dollars en spesiale trekkingsregte en yens en sulke goeders. So as die rand verswak, dan word die waarde van goud en die waarde van buitelandse reserves word natuurlik meer werd in randterme. En dit staan by en daai toename in waarde word in 'n rekening geplaas in aanhalingstekens. Daai ongerealiseerde winste word in 'n rekening geplaas in aanhalingstekens en daardie rekening staan bekend as die goud en buitelandse valuta gebeurlikheidsreserve rekening. Gold and Foreign Exchange Contingency Reserve Account. En daardie totale bedrag tot verlede jaar het daardie rekening ongerealiseerde van so wat 500 miljard rand se winste gemaak. En so 250 miljard daarvan is nou gebruik deur die minister van Finansies en ook deur die Reserwebank
En daar lê nog en intussen het die rand nog verder verswak, so daar seker rofweg so wat 300 miljard rand nog oor daar wat teoreties ook gebruik kan word. Wat nie noodwendig iets mee verkeerd is nie. Die gevaar is net as die rand begin verstewig en die teenoorgestelde gebeur, of as die goudprys skerp daal en die teenoorgestelde gebeur byvoorbeeld, dan moet ons, die belastingbetaler weet, dan moet ons nou in die reservebank weer geld betaal. Of so dit kan en dit het in die verlede al gebeur. In die jaar 2002 of 2002 daar ernstig daar het die minister van Finansies moes hy 20 miljard rand oorbetaal na die Reservebank reeds omdat die Reservebank winste begin maak het op baie rekening of liewer verliese begin maak het op baie rekening en dat ons die belastingbetaler daarvoor moes instaan. So teoreties is daar nog 'n bietjie oor daar. Ons kan nog sê net maar 200 miljard rand gebruik of so, maar nou begin ons dan is die buffer wat daar was nie meer daar nie. Ons kan seker nog so 'n bietjie van die buffer gebruik en ek sien nie noodwendige probleme hê as mens die buffer gebruik nie, maar jy moet net goeie en streng reëls hê van hoe jy dit gaan gebruik in die toekoms. Baie lande in die wêreld het 'n soortgelyke tipe van ding en hulle plaas dit oor sommige lande op 'n maandelikse basis, die wins of die verlies. Ander lande op 'n eenmalige basis een keer per jaar byvoorbeeld. So dis nie noodwendig verkeerd om dit te doen nie, maar jy moet verstaan dat daar's nie 'n ding, dit is nie iets wat jy sommer net derentyd kan gebruik nie en baie keer gedraai die mark teen jou en dan moet jy inbetaal baie nou so uitgekry. So jy sê die rand is tans ondergewaardeer, want ek dink jy Baie het al nie onder. verlede, ja. Baie onder. Ek dink die rand behoort hier by 17 te verhandel. So ons betaal 'n baie hoë risikopremie op hierdie stadium. Uh ons betaal 'n baie apologie daarvoor. Ons betaal 'n baie groot risikopremie op hierdie stadium en die rand waar hy nou verhandel, ek sien hy verhandel teen 19.45 vir Amerikaanse dollar. Hy behoort waarskynlik naderhand omtrent 17 te verhandel. En ons is baie ver weg daarvan af. Ja, maar goed, op daardie noot, baie dankie vir die gesprek, Dawie. En Lekker om jou te gesels Dan, baie dankie daarvoor. nee, dit is 'n plesier. Tot volgende keer. Totsiens. Totsiens. Bye bye.